namens die kerkraad met enkele afkondigings. Die belydensklas gaan vanoggend direk na die diens voort met katekisasie in die lokaal waar ons altyd by mekaar kom. Die ouderlinge en diakens word gewys op die kerkraadsvergadering, eerskomende Woensdag aand. Dit is 'n breë kerkraadsvergadering saam met diakens en dan ook die verslagvergadering vir die ouderlinge met die oog op die viering van die heilige nagmaal. In die openbare gebed dink ons met dankbaarheid aan Suster Greta Mokke, wat dan ook ontslaan is uit die ICU, na wat ons verneem, en gister is sy ontslaan en sy sterk aan by die huis. Ons bid vir gesondheid en genesing vir haar en almal wat ook siek is. Ons lofpsalm na die Bodem en Seëngroete Psalm 105 vers 1 en 5. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons doen belydenis van ons geloof in die woorde van die 12 artikels van die algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Elkeen spreek in sy hart soos volg: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvan dan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
antwoord op sy wet met Psalm 25, die 5de vers. Daarna bid ons saam. Ons luister na die Here se wet, soos opgeteken in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die tweede gebod is ter sake ook in besonder vir ons prediking. Dit is die openbaring dat God 'n jaloerse God is. El-Kana is die Hebreëse woorde wat ons ken, El-Kana, en dit is ook in ons teksvers. Toe het God geywer, die woordjie ywer is ook die woordjie kana. Hy sê jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons Vader wat in die hemele is, almagtige, drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons loof U en ons aanbid U en ons maak U naam groot in ons sang, in ons erediens, Here, omdat ons U ken ook as 'n jaloerse God. En daarmee saam kom hierdie openbaring dat U 'n barmhartige en genadige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. U wat die goedertierenheid bewaar vir duisende. En as ons U ken as 'n barmhartige, genadige, goedertierende Vader, dan beteken dit nie, Here, dat U nie die sonde straf nie,
want U is ook die God wat ongeregtigheid en oortreding en sonde straf, maar U vergewe dit. U laat dit nooit ongestraf bly nie. En as U vergewe, Vader, as U sonde vergewe, dan gaan U ergens daarmee heen in U straf. En wonderlik dat ons kan weet, dat ons mag glo, dat aan ons geopenbaar is in U woord, dat U met ons sonde, ons ongeregtigheid, ons oortreding na die kruis van ons Here Jesus Christus toe is. Ja, elke sonde wat ons gepleeg het, elke straf wat ons verdien, het U op Hom laat neerdaal. Vader, daarvoor wil ons U loof en dank en eer. Daarvoor wil ons roem in U, die jaloerse God, wat ons God en Vader is. So kom ons dan met verootmoediging voor U heilige aangesig. U, die wetgewer, is ook die skepper van hemel en aarde. U onderhou dit alles deur die ewige raad en voorsienigheid. Ja, U regeer alles asof met U hand, en uit U hand, Vader, kom teëspoed en voorspoed. En hoe beleef ons dit nie in hierdie dae nie? Maar U bewaar ons ook in U hand. Dat sonder U wil geen skepsel kan roer of beweeg nie, ja, selfs geen haar van ons hoof kan val nie. Vader, so buig ons dan voor U, die almagtige skepper en wetgewer, in verootmoediging. Want hoe swaar en menigmaal het ons nie U wet weerstrewe en oortree nie. Nie net onwetend nie, Vader, ook willens en wetens. So kom ons voor U wat die hart deurgrond en wat die mensekinders aanskou in al ons handel en wandel, en ons kom met droefheid en verootmoediging voor U. En ons bid U, Vader, as die droefheid oor ons sondes ons ontbreek, dat U kragtig deur U Gees ons opnuut weer sal wys op ons ongeregtighede, ons karaktersondes, ons oortreding van U wet, ons moedswillige sondes, en dat ons daaroor van harte berou sal hê, ja, dat ons dit sal haat en daarvan sal wegvlug. Ons bid dat U ons dan in genade in Christus sal aansien, en dat U al ons sondes sal vergewe. Dat U vir ons 'n groter liefde vir Hom in die hart sal gee, 'n liefde, Here, wat ons ook sal dryf en aanvuur in ons heiliger wording. En ons bid dan dat U ons sal aansien as U kinders danksy Christus, en met ons sal handel nie na ons oortredinge nie, maar na U genade, U groot genade wat U in Christus aan ons bewys het. Vader, as ons hierdie goedheid in Christus sien, dan wil ons U loof en prys as die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is, en hoor ons lof en hoor ons dank. Ons bid U, Vader, om ons dan ook aan te sien in ons nood. U ken ons nood, die nood van ons benoudheid, as ons siek is, as hierdie pandemie ons tref, as ons benoud is, Here, omdat ons nie weet wat die uitslag is van die toets wat ons deurgaan, en ek is positief getoets vir die virus, en ons wag in spanning watter kant toe dit gaan. Vader, ons kyk op na U, want hieraan verbonde is daar soveel hartseer, soveel gesinne wat ly, soveel familie, soveel gemeenskappe, gemeentes, wat bedroef is deur die dood van geliefdes as gevolg van hierdie virus, nie net in ons land nie, maar oor die wêreld heen. En ons bid U, Vader, troos ons en hoor die nood, en wees ons genadig, sien ons verootmoediging aan in Christus, Here, want ons kom in Sy naam tot U. Hoor ook as ons benoud is, Here, oor ekonomiese druk en verval, as ons benoud is
oor rebellie en oproer en plundery en die vernielsigtigheid van soveel mense om ons. Hoor ons, Here, as ons so na U toe kom en by U ons nood kom bekla oor die gevolge van hierdie virus noodtoestand, die inperking, die impak op ons menswees, ons kerkwees in besonder. Vader, wil U dan ons genade aansien en vir ons uitkoms gee, die nood van ons af wegneem, verligting gee. Ons bid, Vader, vir hulle wat getuister is, deur onlus, deur siekte, dood, beproef is. Ons vra, vertroos ons deur die kragtige werking van U Gees. Gee aan ons, Here, in U barmhartigheid, dat ons 'n rustige en stil lewe kan hê om U te kan dien, in alle godsvrees en waardigheid. Vergewe ons al ons sondes, vul ons met U Heilige Gees, Vader, en hoor ons smeking as ons by U pleit. O Here, spaar U volk en gee U erfdeel nie oor aan smaadheid, dat die mense met hulle spot nie. Want waarom sou hulle onder die volke sê, waar is hulle God? Hoor, Here, as ons dit van U afbid, om Christus ontwil. Amen. Ons sluit ons verootmoediging met die sing van Psalm 116, vers 1 en 3. Dan volg die woorddiens. Die woord van die Here kom tot ons uit Joël, hoofstuk 2, vanaf vers 18. En ons wil graag daarop die aandag vestig Handelinge 2, waar ten minste een van die profeseë van Joël vervul word. En as ons kyk na die gedeelte in Handelinge 2 en die preek wat Petrus dan lewer uit Joël, dan wil ons net die aandag daar vestig op en dat ons dit raak sien dat hy met die gedeelte wat vervul word oor die Heilige Gees by die preek oor Christus uitkom. So dit is belangrik, dink ek, ook vir ons prediking. Ons gaan dis ook aan die voorhou. So ons lees uit die woord van die Here Joël 2, vers 18, toe het die Here geywer vir sy land en sy volk verskoon. En die Here het geantwoord en aan sy volk gesê, kyk, ek stuur vir julle koring en mos en olie, sodat julle daarvan versadig word. En ek maak julle nie meer tot 'n voorwerp van smaad onder die nasies nie. Ja, ek sal die sprinkanswerm uit die noorde afkomstig van julle af wegjaag en dit wegdrywe na 'n dor en woeste land. Sy voorhoede na die oostelike see en sy agterhoede na die westelike see toe, en sy stank sal opstyg en 'n slegte reuk uit hom opgaan, want hy het al te groot dinge gedoen. Wees nie bevrees nie, o aarde, juig en wees bly, want die Here doen groot dinge. Wees nie bevrees nie, diere van die veld,
want die weivelde van die woestyn spruit uit, want die bome dra hulle vrugte, die vyeboom en die wingerdstok lewer hulle drag. En julle kinders van Sion, juig en wees bly in die Here julle God, want hy gee julle die leraar tot geregtigheid en laat op julle neerdal die reën, die vroeë reëns en die laat reëns soos voorheen. Dan sal die dorsvloere vol koring wees en die karskuipe van mos en olie oorloop. En ek sal julle vergoed die jare wat die trekspringkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het, my groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees en die naam van die Here julle God prys, wat wonderbaar met julle gehandel het, en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. En julle sal weet dat ek in die midde van Israel is, en dat ek die Here julle God is, en niemand anders nie. En my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien, en ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. En ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare. Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word, want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees, soos die Here gesê het, en onder die vrygeraaptes, die wat die Here sal roep. Want kyk, in die dae en in die tyd, wanneer ek die lot van Juda en Jerusalem verander, sal ek al die nasies versamel en hulle na die dal van Josafat laat aftrek, om daar met hulle 'n strafgerig te hou, ter wille van my volk, en my erfdeel Israel, wat hulle onder die nasies verstrooi het, en my land wat hulle verdeel het. En oor my volk het hulle die lot gewerk, en 'n jong seun weggegee vir 'n hoer, en 'n meisie verkoop vir wyn en dit gedrink. En ook, wat het julle met my te doen, o Tyrus en Sidon, en al die landstreke van Filistia? Wil julle my iets vergelde, of wil julle my iets aandoen? Gou, eiling sal ek julle daar op julle hoof laat neerkom, want julle het my silwer en my goud geneem en my kosbare skatte na julle tempels gebring. Verder het julle die kinders van Juda en die kinders van Jerusalem aan die kinders van Javan verkoop, om hulle ver van hulle grondgebied te verwyder. Kyk, ek sal hulle laat opstaan uit die plek waarin ek hulle verkoop het, en julle dade op julle hoof laat neerkom. En ek sal julle seuns en julle dogters aan die kinders van Juda verkoop, en die sal hulle verkoop aan die Sabeërs, aan 'n ver afgeleë volk, want die Here het dit gespreek. Roep dit uit onder die nasies, heilige oorlog, wek die helde op, laat al die krygsmanne naderkom, opruk, smee van julle pikke swaarde en van julle snoeimesse spiese, laat die swakke sê ek is 'n held. Haas julle en kom aan, alle nasies rondom, en versamel julle, laat u helde Here daarheen aftrek. Die nasies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Josafat, want daar sal ek sit om gerig te hou oor al die nasies rondom. Steek die sekel in, want die oes is ryp. Kom trap, want die parskuip is vol, die kuipe loop oor, want hulle boosheid is groot. Menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag van die Here in die dal van beslissing. Die son en die maan word duister, en die sterre trek hulle glans in. En die Here brul uit Sion en uit Jerusalem verhef hy sy stem, sodat hemel en aarde bewe. Maar die Here sal 'n toevlug wees vir sy volk, en 'n skuilplek vir die kinders van Israel. Dan sal julle weet dat ek die Here julle God is, wat woon op Sion, my heilige berg. Dan sal Jerusalem 'n heiligdom wees, waar geen vreemdes meer deur sal trek nie. En op die dag sal die berge drup van mos en die heuwels vloei van melk, en al die spruitjies van Juda stroom van water. En uit die huis van die Here sal daar 'n fontein uitkom, om die dal Sittim te besproei. Egipte sal 'n woestynheid word, en Edom 'n woeste wildernis, weens die geweld wat hulle die kinders van Juda aangedoen het, dat hulle onskuldige bloed in hulle land vergiet het. Maar Juda sal vir ewig bly, in Jerusalem van geslag tot geslag, en ek sal hulle bloed onskuldig verklaar, wat ek tevore nie onskuldig verklaar het nie, en die Here sal op Sion bly woon. Dan uit Handelinge 2, dis die Pinksteruitstorting van die Heilige Gees, het hulle gespot en gesê hulle is vol soetwyn, en dan vers 14,
Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, maar dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. In die laaste dae, spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel, tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus die Nasareene, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Want Dawid sê van hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand en dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig, ja ook sal my vlees nog rus in hoop. Want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. U het my die weë van die lewe bekend gemaak, u sal my vervul met vreugde by u aangesig. Broeders, ek kan vryheid met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. Omdat hy dan 'n profeet was, en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit, het hy, omdat hy dit vooruitgesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is, en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en aan die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor. Want Dawid het nie in die hemel opgevaar nie, maar hy self sê, die Here het gespreek tot my Here, sit aan my regterhand, totdat ek die vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus, wat julle gekruisig het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Ons teksvers en dan die behandeling van die hele gedeelte, Joël 2 vers 18, toe het die Here geywer vir sy land en sy volk verskoon, en die Here het geantwoord en aan sy volk gesê, kyk, ek stuur vir julle koring en mos en olie en so meer. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as ons die nuus dopgehou het, sou ons, as ons hierdie reeksprediking uit Joël gevolg het, sal ons dadelik opgemerk het dat daar 'n dreiging is van nog 'n golf sprinkane, afknypers, voetgangers, kaalvreters. Die vorige sprinkaanplaag wat ons gehad het 'n maand of wat gelede, se kleinskaalse plundering het die Sasria Fonds miljarde rande gekos. Ongeveer 43.000 klein besighede is geruïneer en het eise by die staat ingedien, en dit beteken ten minste 43.000 huisgesinne wat daardeur geraak is. In die komende sprinkaanplaag is aangekondig met 'n opskrif: Polisie maak glo gereed vir verdere onluste. Ek haal die berig aan. Daar is toenemende kommer oor beweerde hernieude pogings om Suid-Afrika deur gewelddadige optrede lam te lê. Na verneem word
Dis 23 Augustus glo die dag waarop sogenaamde opstandelinge beplan om weer chaos in die land te veroorsaak. Grootskaalse geweld en plundering het verlede maand en veral KwaZulu-Natal en later ook in Gauteng uitgebreek. En al die gebeure wat hier die berig voorafgegaan het dan ons deputate Klasses Potchefstroom genoop om artikel 66 dag van verootmoediging vir vandag saam te roep. En dis nie net hierdie ongebreidelde kriminaliteit en plundery wat die rede vir hierdie dag van verootmoediging is nie, maar ook die COVID-19 pandemie, die stryd teen misdaad, die ekonomiese bemagtiging van groot dele van die bevolking, die etniese versoening, die verbetering van owerheidsdienste, handhawing van wet en orde, daarvoor alles moet ons verootmoedig vir die milde reën wat die Here gee, maar ook vir die droogte, wat vir tot 9 jaar al in die Oos-Kaap en ander gebiede heers. En dan ook groot respek vir die skepping en die stryd teen uitbuiting van die dier. Dit alles dwing ons dan om ons te verootmoedig voor die Here, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ons kan ook nou vra hoekom sal ons verootmoedig voor die Here? Hoekom sal ons sondes voor hom kom bely, ons sondige gewoontes en ons gewoontes sondes, alles laat, ons daarvan bekeer, met 'n diepe berou voor hom kom pleit vir sy vergewing en ons beroep op die kruisoffer en ons toevlug weer neem tot die bloed van ons Here Jesus Christus. Hoekom sal ons dit doen? En dan is die antwoord: die Here het al voorheen, as sy volk hulle voor hom verootmoedig, die plaag van hulle afgeweer. Verlede Sondag se preek, selfs nou nog sê die Here, al is die dreiging van die sprinkaanplaag al op skrif gestel, selfs nou nog, bekeer julle voor my. En wie weet, of ek nie die lot van my volk sal verander nie. En daarom sal ons dit doen, daaroor sal ons dit doen, daarvoor sal ons dit doen, geliefdes, ons sal ons voor God verootmoedig, sodat ons ook die hoop en verwagting kan hê dat hy 'n dreigende sprinkaanplaag van ons kan afweer. Die virus wat soveel verwoesting in gesinne en families veroorsaak, van ons kan wegneem. Dis nie al hoekom ons dit doen, nie net vir die onmiddellike wegneem van die dreiging wat die Here oor sy volk bring en beloof hy gaan bring om hulle tot bekering en verootmoediging te roep nie. Geliefdes, daar is nog meer en dit sien ons hier in die profesie van Joël, dat die Here by die onmiddellike verligting byvoeg beloftes van heil en seën en voorspoed. Dit sien ons in ons teks. As die volk tot die Here roep, dan antwoord hy: ek stuur vir julle koring, mos, olie, sodat julle versadig word en ek maak julle nie meer tot 'n voorwerp van smaad onder die nasies nie. Toe het die Here geywer vir sy volk en sy land verskoon. Ons vestig die aandag weer daarop dat ons hier 'n openbaring het dat God hom in dieselfde taal openbaar as wat ons in die tweede gebod het en ook wat ons het in die Godsopenbaring aan Moses, as Moses vra om sy aangesig te sien, dat die Here hom openbaar, as hy hom openbaar as 'n jaloerse God, dan openbaar hy hom as 'n God wat sonde straf aan die derde en vierde geslag, maar ook as 'n God wat barmhartigheid bewys aan duisende. En dit is tot hierdie God waartoe ons kom en voor wie ons verootmoedig. En dan kom ons teksvers. Toe het die Here geywer vir sy land en sy volk verskoon. En wat gaan die toe vooraf? In die eerste preek het ons gesien wat dit vooraf gaan is dat die Here sy volk oproep tot 'n vasdag, 'n vergadering, en dat hy sê hulle moet versamel in die huis van die Here en roep tot die Here. Roep tot die Here. Bring jou nood, bring jou behoefte, bring jou ellende, bring dit tot die Here met ootmoed en met bekering. Dit het ons in die tweede preek gesien, as die Here sê, daar is nog 'n kans op genade, selfs nou nog spreek die Here, bekeer julle tot my,
met julle hele hart en met vas en geween en rouklag, skeer julle hart nie julle klere nie en bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig, groot van goedertierenheid, een wat berou het oor die onreg. En wie weet of hy hom nie weer sal berou nie, en 'n seën agterlaat. 'n Spysoffer en drankoffer aan die Here julle God. Genoeg om soveel te hê om ook aan God in sy diens en in die erediens te gee. En waarvan moes die volk hulle bekeer? En waarvan moes hulle verootmoedig? En as ons skrif met skrif vergelyking gedoen het, wat ons dan in die vorige prediking gedoen het, sien ons geliefdes dat die volk hulle moes bekeer van verbondsongehoorsaamheid, omdat jy nie geluister het na die stem van die Here jou God om sy gebooie en sy insettinge wat hy jou beveel het te hou nie. Dan stuur hy sprinkane. In die tweede plek, omdat jy die Here jou God nie met vreugde en vrolikheid van hart weens die oorvloed van alles gedien het nie, dan stuur hy sprinkane. Ons het gesien, Joël noem in 1 vers 5 die mense wat oorvloed geniet in die dae van koning Joas, noem hy dronkaards en wyndrinkers. Hulle moes die oorvloed gebruik het om God te dien, meer godsdiens. 'n Gebrek aan ywer in God se diens kan ons sê. En dan stuur hy sprinkane. En in die dae van Joas sien ons, was daar 'n bekering by die koning. Joas het gedoen wat reg was in die oë van die Here al sy dae, waarin die priester Jojada hom onderrig het. Net die hoogtes het hy nie afgeskaf nie. Die volk het nog geoffer en op die hoogtes rook laat opgaan. Net nie vir afgode nie, vir die Here, maar op hulle manier. Eie-willige godsdiens. Soos dit vir my gemaklik is, op die hoogte hier, nie Jerusalem daar nie. Verbondsongehoorsaamheid, gebrek aan ywer in God se diens, eie-willige godsdiens, en dan stuur die Here die sprinkane. Bekeer julle, roep tot die Here, heilige vasdag, bekeer julle tot my, sê die Here ons God. Het die volk toe so vastig gehad. Ons moet dit aflei, ja geliefdes, uit die woorde van ons teks. Toe het die Here geywer vir sy volk. Ons moet dit aflei uit hierdie gedeelte. Dat die volk inderdaad dan by mekaar gekom het, dat hulle voor God verootmoedig het, dat hulle 'n vasdag geheilig het, dat hulle bekeer het tot die Here van hierdie sondes van verbondsongehoorsaamheid, gebrek aan ywer in sy diens, eie-willige godsdiens, en toe het die Here geywer vir sy land en sy volk verskoon, en die Here het hulle geantwoord met die beloftes wat hy in sy woord maak. Ek kan ook wees dat ons hier in ons teks het iets van juist dan die karakter van profesie, dat 'n profeet iets in die verlede tyd kan stel, omdat dit so sekerlik gaan gebeur, dat hy kan sê, dit het al gebeur. As die volk hulle dan voor God sal verootmoedig, as die volk 'n vasdag sal hê, as hulle sal bekeer met hulle hele hart tot die Here, dan sal hy ywer vir sy volk en hulle verskoon en aan hulle hierdie beloftes gee wat hy hier aan hulle maak. So seker is dit dat Joël dit in die verlede tyd stel. Maak nie eintlik vir ons saak of het hulle gevas of is dit 'n profetiese perfektum soos ons dit noem nie. Wat die openbaring vir ons sê is, as jy jou verootmoedig, dan sal die Here die belofte van heil en seën vir jou gee, want hy is 'n ywerige God, Elkana. Hy ywer vir sy volk. Hy straf sonde, maar hy is barmhartig, genadig vir duisende van die wat hom liefhet. So kom ons vanoggend voor die aangesig van die Here, geliefdes, nie net omdat ons opgeroep is deur die deputate nie net omdat ons wil die onmiddellike seëning hê nie, ons kom hier voor die aangesig van die Here omdat ons weet dat ons moet verootmoedig voor die Here, ons moet ons bekeer van ons verkeerde weë, ons moet in geloof tot hom kom en die beloftes wat hy maak deur die geloof toeëien. En dan beloof die Here herstel vir die diere
vir die landbou, vir die mense. En ons weet uit Romeine, weet ons hoe dat die diere sug, die skepping sug en wag op die openbaarmaking van die kinders van God. En die Here beloof aan die sugtende vee herstel. Ons fokus 'n bietjie op hierdie punt, geliefdes. Dit is punt 5 van ons deputate se oproep vir 'n dag van verootmoediging, en hulle gronde daarop dat daar groter respek vir die skepping moet wees en 'n stryd teen die uitbuiting van die natuur. En nadat die oproep gekom het vir die dag van verootmoediging met hierdie punt 5 in die oproep, het ons 'n rapport gekry van die IPCC, die interregeringspaneel vir klimaatsverandering in Genève op die 9de Augustus, en in hulle verslag gee hulle vir ons ontstellende nuus. Hulle projeksies wys daarop dat wat aanvanklik oor 30 jaar sou gebeur, nou oor 20 jaar gaan gebeur, dat daar 'n globale aardverwarming gaan plaasvind van 1,5 tot 2 grade Celsius oor die hele aardbol. Plekke met hoë reënval gaan groter vloede beleef. Plekke wat tans droogte getuister is vir 9 jaar al, gaan langer periodes van droogte beleef, meer intens. Klimaatsverandering gaan groot impak hê op boerdery en landbou, produksie en voedselsekuriteit. Strandfronthuise gaan bedreig word met hoër seevlakke van die oseaan. Gletsers gaan smelt, sneeuval gaan verander, meer modderstortings. Oseane gaan minder seekos oplewer en dit gaan ongunstig raak met 'n hoër suurvlak vir visse en mense om in te swem. Stede gaan oorspoel met hittegolwe en oralster gaan ons die klimaatsimpak voel. En ons vra maar, is dit nie 'n goeie punt om ons nou voor die Here te verootmoedig nie, oor 'n groter respek vir die skepping, want dit is baie die toedoen van die mens, en 'n groter stryd teen die uitbuiting van die natuur. En natuurlik bedoel die deputate sekerlik hiermee dat ons 'n groter respek moet hê vir die skepping as werk van God se hande, en dat ons in die omgaan met die skepping meer die wonders daarvan moet waardeer en dienooreenkomstig moet handel, en in ons wetenskapsbeoefening nie evolusionisties na die werk van God moet kyk nie, maar dat ons dit moet as skeppingswonder van God moet bewonder en nie gebruiksugtig dit opgebruik in my tyd soveel soos ek wil en nie omgee wat vir my kinders en my nageslag agterbly nie, maar dat ons moet onthou, ons is op hierdie aarde geplaas om dit te bewoon en te bewerk. Dis sekerlik ons verootmoediging voor God. Ons is hier, hy het ons hier gesit en gesê, bewoon die aarde en bewerk dit. En as ek dit nie doen nie, dan moet ek my vandag voor God verootmoedig en bekeer. Groot respek vir die skepping en die stryd teen die uitbuiting van die natuur. En dan tik ek vinnig hierdie af, want ek het respek vir die skepping. My erf is mooi geskoffel en iemand hou dit vir my in stand. En ek hou graag vakansie in die Wildtuin en daar bewonder ek die ekologie en ekologiese sisteme en die pragtige diere en die wonderlike skepping van die hand van die Here, die stilte van die nag, die sterre daar bo, natuur, dikwels desembers lank oor die magtige oseaan en verluister my aan die gedruis van sy golwe en ek kan wreedheid teen diere nie uitstaan nie. Ek beywer my vir die doelwitte van die Save the Rhino International en ek dra geldjie by tot die World Wildlife Fund en ek gebruik lankal natuurlike sepe, spuit nie spreiingkoek in my kombuis nie, spuit nie deodorant nie, het 'n weerstand aan alle CFC's, HCFC's, ODS'e en wat ook al die ozonlaag kan benadeel en ek kan hierdie punt afhaal van my lysie van verootmoediging. Nou sien ons geliefdes, dis nie jou direkte roofbou wat die natuur beskadig nie. Dis jou en my sonde
wat die natuur beskadig. Dit sien ons al deur in Genesis 3 vers 17 waar die Here vir die mens sê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. En asof dit nie genoeg is nie in die tyd van Noag, die boosheid van die mense so toeneem, dat God dit nie meer kan uithou nie, dan sê hy, kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde, om van onder die hemel te verdelg alle vlees, waar 'n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. Dit sluit mens en dier in. In Agab se tyd, 1 Konings 16, het Agab ook nog by alles heilige boomstamme gemaak, en hy het meer gedoen om die Here, die God van Israel, te terg as al die konings van Israel, sy voorgangers, en toe het Elia die Tisbiet, het vir Agab gesê, so waar as die Here, die God van Israel leef, vir wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. En weer hier in Joël, die mense sonde, van verbondsongehoorsaamheid, van eiewillige godsdiens, van gebrek aan ywer in sy diens, het 'n sprinkaanplaag ongekend tot gevolg gehad, 'n droogte wat die vyebome, die olyfoes, die wingerdstokke, die vee, ja alles benadeel het. Die veld is verwoes, die akkerland tree, die landbouers staan beskaamd, die vyeboom het verwelk, die granaat, ook die palm en die appelboom, al die bome van die land het verdor, want beskaamd is die vreugde weg van die mensekinders af. Die graankorrels het weggekrimp onder hulle kluite, die voorraadkamers is verwoes, die graanbakke afgebreek, want die koring het verdor. Hoe sug die vee, die troppe beeste is onrustig, want daar is geen weiveld vir hulle nie. Ook die troppe klein vee moet bloed. Respek vir God se skepping en aktiewe teenwerking van uitbuiting van die natuur, geliefdes, begin by jou en my verbondsgehoorsaamheid. Jou en my ywer in God se diens. Jou en my bekering van alle eiewillige godsdienspraktyke. En dat ek my voor God daaroor sal verootmoedig met diepe berou. Dat hom sal roep, my voor hom sal bekeer. Toe het die Here geywer vir sy land. Sien nie die impak as die mens hom met verootmoediging bekeer voor die Here. Kyk, ek stuur vir julle koring en mos en olie, wees nie bevrees nie diere van die veld, want die weivelde van die woestyn spruit uit, want die bome dra hulle vrugte, die vyeboom en die wingerdstok lewer hulle drag. Joël 2 vers 22, en julle kinders van Sion, juig en wees bly in die Here julle God, want hy gee julle die leraar tot geregtigheid. En laat op julle neerdal die reën, die vroeë reëns en die laatreëns, soos voorheen. Dis die belofte, geliefdes, die eerste belofte wil ons amper sê wat ons hier met ons verootmoedigingsdag in die geloof omhels en van die Here wil aanneem, 'n belofte van herstel vir die skepping, die diere, die landbou, die mense. 'n belofte wat ook 'n impak het op ons ekonomiese herstel. Van dit wat die sprinkaan plaag opgevreet het. Ek sal julle vergoed vir die jare wat die treksprinkaan, die voetganger, die kaalvreter, die afknyper verslind het, sê die Here in Joël 2 vers 25. En ons omhels hierdie belofte wanneer ons voor hom verootmoedig met geloof en sê ons hoop op hierdie vergoeding wat die Here sal gee vir al hierdie geplindery wat ons getref het. En ons bid daarvoor en ons vra ook dat die Here sal voorsien. En dan beloof die Here ook aan sy volk dat hy die vyhandige nasies, Joël 3 vers 2, sal versamel en sal oordeel in die dal Josafat. En as ons dit lees so terloops, dan sien ons dat dit
vir Joel gaan oor meer as net 'n fisiese sprinkaanplaag. Hy sien definitief in sy profesie, sien hy die ballingskap, hy sien die volkere wat Israel en Juda in ballingskap laat gaan in die noordelike en die suidelike ryk. Hy sien dit alles en hy ontvang dan na die dag van verootmoediging ook hierdie belofte dat die Here die vyande sal straf en dat hy vergoeding weer sal gee, seën weer op sy volk na die beproewing. En as ons dit alles sien, dan is ons dankbaar. Die Here maak vir sy verootmoedigde volk 'n klomp materiële beloftes en 'n klomp beloftes van ekonomiese herstel en seën en vergoeding, en hy beloof dit op grond van die verootmoediging. Toe het die Here geywer vir sy volk. Maar dit is nie net materiële seëninge wat hy beloof nie, geliefdes, hy beloof ook geestelike seëninge. Kyk, ek gee julle die leraar tot geregtigheid. Daarna sal ek my gees op hulle uitstort. Ons gaan nie nou te diep daarop in nie. Daar is 'n moontlikheid dat hierdie grammatikaal houdbaar, dat hierdie leraar tot geregtigheid ook vertaal kan word as die regte hoeveelheid vroeë reën. En die wat daarvoor kies vir die vertaling sê dan dit pas mooi in die konteks in, want die Here is besig om die belofte te maak van vroeë reëns en laat reën soos dit vroeër was op 'n reën op hulle tyd, en dat dit dan daarin was, kyk, ek gee julle die vroeë reën. En dan dit in lyn met Psalm 84 wat dit versterk, vers 7, as hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit op fonteinland, ook oordek die vroeë reën dit met seëninge, dieselfde woorde van ons teks. En dan is daar die ander wat sê, nee, ons het hier die belofte van die Messias. Ons het hier die belofte van die leraar tot geregtigheid. Dieselfde woorde kan dit beteken. Die leraar, dis letterlik wat daar staan, leraar tot geregtigheid. En selfs as ons gaan kyk na die vroeë reëns van Psalm 84, dan sien ons daar is 'n Messias belofte in Psalm 84. Veral as ons dit vergelyk met Jesaja 35, waar die Here sê aan die wat vervaard is van hart, wees sterk, wees nie bevrees nie, kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding, hy self sal kom en julle verlos, en die gloeiende grond sal 'n waterplas word, en die dorsland fonteine van water, en die plek van die jakkalse waar hulle gelê is met gras en met biesies. Die koms van die Messias word vergelyk met die koms van die reën. Hosea 6 vers 3. Laat ons ken, laat ons najag om die Here te ken. Sy opgang is so seker soos die dagbreek, en hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laatreëns wat die aarde besproei. Dit is dus moontlik dat Joel, wat soos ons reeds gesien het, van die sprinkaanplaag tot die oordeelsdag in Openbaring, wat daar geprofeteer word, wat alles vermeng en saam beskou, dit sien dat Joel, wat die dag van die Here se wederkoms sien, ook die dag van die Here se eerste kom sien. En dan sê, kinders van Sion, wees bly in die Here julle God, want hy gee julle die leraar tot geregtigheid. En dit pas ook in, kronologies, as Joel spring van sprinkaanplaag na ballingskap, na herstel van ballingskap, skielike Pinksterbelofte, daarna sal ek my gees op alle vlees uitgiet, dat hy hiertussen ook die belofte van Christus gee, die leraar van geregtigheid, wat gekom het, en ons in sy profetiese amp kom leer het, hoe lyk geregtigheid voor God. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie doodslaan nie. Maar ek sê, as jy net vir jou broer sê Raka, het jy moord gepleeg, het sal jy verantwoording doen in die helse vuur. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek. Maar ek sê vir julle, as jy net na 'n vrou kyk om wat te begeer, die geregtigheid van God is baie strenger as wat die Fariseërs gedink het.
En nie net kom leer hy ons hoe lyk God se geregtigheid op skrif nie, geliefdes, hy kom leer ons hoe lyk God se geregtigheid in die daad daar aan die kruis van Golgotha, as hy aan die geregtigheidseis van God voldoen en waar God dan heen gaan met al die sonde wat hy as ywerige jaloerse God vergewe het in die verlede, waar hy daarmee heen gaan. Hy gaan met dit na die kruis van sy seun by Golgotha. Daar word hy die waarborg van die heilstoesegging in Joël 3 vers 21. En ek sal hulle bloed onskuldig verklaar, wat ek tevore nie onskuldig verklaar het. Dit is alleen moontlik as Jesus Christus, die leraar tot geregtigheid, aan die geregtigheidseis van God, aan die kruis vir my, in my plek voldoen. En dit, hierdie belofte, in ons verootmoediging, eien ons toe, deur die geloof. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. En ons eien ons dit toe, hierdie vervulling, geliefdes, dat ons met die Heilige Gees gevul moet word, en ons bid daarvoor, want geen vader sal aan sy kind, as hy vir hom 'n brood vra, hom 'n klip gee, of as hy 'n vis vra, 'n slang gee nie, net so min sal die hemelse Vader, as julle die Heilige Gees vra, hom van julle weghou, as julle hom daarvoor bid. En ons bid daarvoor, vul ons met die Heilige Gees, vul ons, sodat ons kan bekeer, dat ons in die heiligmaking kan vorder, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Hebreërs 12 vers 14. Ons eien hierdie belofte toe van die Here op ons dag van verootmoediging. En dan kan ons hoor hoe Joël verder gaan in sy profeteer van 'n eindgerig wat kom, die dag van die Here wat kom. Voor dit sal daar die son verduister word, en dit het aan die kruis van Golgotha 3 uur duisternis, waar die geregtigheid van God neerkom op Christus vir my en my plek, sodat wanneer die son sy glans nie meer gee nie en die hemelliggame verdof, die dag van die Here, as hy kom op die wolke van die hemel, Matteus 24 vers 6 en 29, dat ek ook dan kan roep tot die Here, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, gered sal word. Gered van die sprinkaanplaag nou, gered van die ekonomiese impak, die impak van die virus op ons kerkwees, en uiteindelik gered van die ewige oordeel wat ons verdien. En dan beloof Joël, ja, hy gaan verby die oordeelsdag, en hy beloof dit wat Esegiel in sy tempelvisioen sien, hy beloof aan ons 'n ewige heerlikheid, wanneer God altyd by sy volk sal wees. Dan sal julle weet dat ek die Here julle God is, wat woon op Sion, my heilige berg. Dan sal Jerusalem 'n heiligdom wees, waar geen vreemdes meer sal deurtrek nie. Op die dag sal die berge drup van mos, en die hemels vloei van melk, en al die spruitjies van Juda stroom van water, en uit die huis van die Here sal 'n fontein kom, wat die dal Sittim besproei. Maar Juda sal ewig bly, Jerusalem van geslag tot geslag, en ek sal hulle bloed onskuldig verklaar, wat ek tevore nie onskuldig verklaar het nie, en die Here sal op Sion bly woon. Loftes aan 'n volk wat hulle voor God verootmoedig. Beloftes van materiële seën, nou en in die toekoms. Beloftes van geestelike seën, nou en in die toekoms, vryspraak van die oordeel van God. Is dit hoekom jy hier is, geliefde broeder en suster en kind? Om jou voor God te verootmoedig, dat die Here in sy woord vandag hierdie beloftes aan jou kan maak. Toe het die Here geywer vir sy land, en sy volk verskoon, en die Here het geantwoord met beloftes van seën. Amen.
Kom ons antwoord met Psalm 119 vers 26 en 27. Ons Vader wat in die hemel is, ons bid dat U ons in genade sal aansien, as ons vandag voor U verootmoedig en dat U ons sal troos, Here, met U ryke beloftes, wat U in die woord aan ons maak, die toeseggings wat U aan ons gee, en wil U dan ook dit ons deel maak, hier in hierdie land, waar U ons geplaas het, waar U ons geroep het, waar U ons gestel het, om dit te bewoon en te bewerk. Vader, hoor as ons so in kinderlike afhanklikheid voor U kom, as ons tot U roep, U is die hoorder van die gebed, tot U moet alle vlees kom, en ons kom met geskeurde harte voor U troon, sien ons aan genade om Christus wil. Vader, ons bid dan dat U reën sal gee op plekke waar daar nog droogte is. Ons dankie vir uitkomste wat U gee, soveel kere, Here, wat ons in ons angs en ons benoudheid tot U roep, en U gee die verligting, U gee die herstel, U gee die genesing, U gee die middele wat ons nodig het om U te dien en eer. Ons dankie daarvoor, maar ons bid, Here, dat U sal hoor, as ons elkeen met ons noodroeping voor U kom en bid om uitkoms en hulp en krag en genade. En sien U ons aan in genade om Christus wil. Vader, ons bid in besonder ook vir hulle wat siek is, tuis en in die hospitale, en ons vra U genesing, en ons bid dat U ons sal vashou, ons bid vir hulle wat bedroef is deur die dood, ons vra U vertroosting, en ons bid dat U sal hoor vir elke gebed wat opstyg na U vanuit 'n verootmoedigde hart om Christus ontwil. Here, ons smeek dit alles in sy heilige naam. Sien ons dan aan in genade en ontvang ons lof en vul ons met U Heilige Gees. Amen. Kollektes vind by die deure plaas, ons slotpsalm Psalm 146 vers 1 en 4.
Verhef je harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, sal, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.